Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Your fault, still your love for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Shadow you won't light up, mountain you won't climb up, come and help me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, come and help me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, come and help me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me.
Goeiemôre liewe gemeente, hartlik welkom vanoggend hier in die huis van die Here. Ek gaan net oorloop oor die afkondigings namens die kerkraad in die voorhou. En die dan enige nuwe intrekkers is, sal ek die na die diens agter in die saal ontvang. Vir voorbereiding het ons van Marlies de Pre en welkom dank op ons lys. Sympathie dink ons van die familie van Maarten en Daphne wat ook die afgelope week begrawe is. Dan had die staat ontvang met ons van Liesel de Beer. En wat door ons bes, die vrou sê welkom, en ons het gesien die vanmorgen, soos ons een baie van thuis wil by ons, en dan vir ons ook net dat die kinders na die dienst in die kerk sal achterblees. Geseende dienst vir elke. Gemeente, goeiemorgen. Baie welkom vanoggend in die erediens. Bly om te sien, spul ander het ook gesien die weer begin so 'n bietjie samespeel. Al is hierdie jaar bietjie later as wat mense sou hoop. Ek het 'n paar afkondigings, so verskoon my asseblief daarmee. Ek moet noem, ons ring het vanmiddag 'n ringsinne. Ek moet dit noem want daar's 3 verskillende geleenthede hierdie week wat ek het vergeet het, so dink asseblief aan ons almal wat 12 uur vanmiddag by Volkwil Noord vergader. En nou jy ons sommer asseblief ook in julle gebede. Sover ek weet is daar geen kontroversiële sake of enigiets wat bespreek gaan word nie. Dis maar net ons jaarlikse saamkoms. Dan ek moet nogal noem, ek is baie trots op wat ek gehoor het van die gemeente se paraatheid. Ek hoor laasweek word daar gesê 'n bakkie is gesteel en binne oomblikke is daar 12 of 16 mense wat op is en dadelik uit is om te sien wat gebeur het. So ons het vir die karwag 'n remote gegee. So die hekke is op hierdie stadium toe, so as iemand wil uitgaan, ons sluit hulle nie die kerkterrein toe nie. Benny die karwag het 'n remote, hy maak op en toe as enigiemand heen en weer wil beweeg, dis nou maar net dat ons nie hartaanvalle kry nie. Dan ook het 'n paar mense genoem, laasweek se diens 'n paar interessante oomblikke gehad, ons gee aandag daaraan. Dit van my kant af, kom ons word saam voor die Here stil. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, want hy het magtige dade gedoen. Deur sy krag en goddelike mag het hy oorwin. Hemelvader, dankie dat ons mag weet, dat te midde van die tye waarin ons leef, te midde van die omstandighede van ons land en die wêreld en skrikwekkende en angswekkende dinge wat gebeur, is U nog steeds in beheer. Is U nog steeds die een wat ons kan loof en die een op wie ons kan vertrou. Die een wat van geslag tot geslag getrou is en altyd vir ons 'n plek van skuiling is om heen te gaan. Om wees asseblief met ons in hierdie tyd, met al die onsekerhede wat daarmee saamgaan. Here, ons wil ook op daai punt vra, wees asseblief met die matrieks wat besig is met hulle rekordeksamen en ook hulle ouers wat saam met hulle bekommerd is. Wees met elkeen van die skoliere wat in hierdie tyd besig is met hulle toetsreekse, mag U genade oor hulle baie groter wees as wat hulle verdien. Here, mag ons vanoggend, hier waar ons as U gemeente, saam met soveel ander gemeentes, saam is, in U vrede, in U rus, en in U genade ingaan. Mag dit wat ons vanoggend hier, U naam verheerlik, en ons nader in U bring. Amen. Wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan saam en loof die Here.
Ek wil graag vra dat die jongens wat vandag hier so is, asseblief na vore kom. Ek wil graag so oomblik met julle gesels. As julle hier voorkom, kan julle maar so in 'n halfmaan sit, dan kan ek julle makliker sien. Hoe gaan dit vanoggend met julle? Hier is die onoortuigendste goed wat ek nog in my lewe gehoor het. Is julle besig met toetsreekse? Hulle is besig met toetsreekse, so dit gaan goed. Soms is die lewe so en soms is alles nie maklik. Maar dit gaan ook verby en dan is dit vakansie, dis dan lekker en pret. Soos 'n lekker deel van die jaar wat kom en dan is dit maklik. Vanoggend gaan ek vir julle half 'n moeilikere vraag vra. Is julle okay daarmee? Okay. Hoe dink julle ken mens God? Hoe weet mens wie God is? Dan die Gerda Marie sing so daar in die agtergrond 'n liedjie. Het julle gehoor wat die liedjie is? Lees jou Bybel en dit elke dag. So een van die maklikste maniere wat ons God kan ken is met ons Bybel. Wanneer ons hom lees, dan lees ons die woorde wat God vir ons gegee het om homself aan ons bekend te stel. Dis waarom die Bybel vir ons baie belangrik is, want dit vertel ons van God en God se verhouding met ons. Hoe hy van die begin af vir ons verskriklik lief is en omgee. Maar daar's 'n ander manier wat ons ook God kan ken, en dit is deur alles wat ons omsien, hierdie wêreld, want God het dit gemaak. En op skool doen julle soms seker kuns, teken, prentjies, maak goed uit klei uit. Doen julle daarom nog so goeders? Dis ja. En as mens dit maak, dan wys dit iets van wie jy is, want jy sal iets maak wat jy van hou, of iets teken wat vir jou oulik is, of jou gunsteling kleur dalk meer daarin inbring. En ons sien dele van God so in die skepping, want hy is ook daarin. Een van die wonderlikste goeders is, weet julle wat die belangrikste gebod is? Okay, die eerste gedeelte is ons, jy moet die Here jou God lief hê met jou hart, siel en al jou krag, en die tweede gedeelte daarvan is, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit het Jesus gesê toe hy gevra is in 3 van die evangelies, sê hy vir ons, dit is waaroor alles gaan. Maar in hierdie wêreld, oor amper al die volksgroepe en al die gelowe, het daar 'n ding uitgekom wat die goue reël genoem word. En dis, behandel ander soos jy behandel word. Wat basies is, wees lief vir jou naaste soos jouself. So selfs in die wêreld wat soms gebroken is, soms probleme het, soms vir mense moeilike toetse gee, is God se liefde nog steeds so sigbaar dat almal kan agterkom om God lief te hê, om die regte ding te doen, is om ander te behandel soos mens behandel word. Gaan julle saam met my bid? Here, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U vir ons goed is. Here, dankie dat ons die Bybel het wat vir ons direk leer wie U is en wat U wil hê ons moet doen. Dankie dat ons ook in die wêreld tekens van U kan sien en U genade en liefde daar ook kan ervaar. Dankie dat U elke oomblik van elke dag met ons is en ons nooit alleen laat. Wees asseblief met ons en help ons om al die meer die mense te word wat U wil hê ons moet wees. Amen. Sien julle kans vir 'n liedjie saam sing? Okay. So nou gaan die dominee bietjie stout wees. Sal die finalejaars asseblief eers te staan en na vore kom. Want ek ken die liedjie se bewegings nie, maar ek het die naweek op die kamp gesien julle doen. So julle gaan vir almal wys hoe om dit te doen. So as ons staan om die liedjie te sing, kyk na die ooms en tannies wat hulle gaan vir ons wys. En die groot mense kan saam met my probeer om die liedjie saam met hulle te doen. So as hulle voor is, dan kan ons saam staan en die Here loop met 'n lekker lied.
Julle kan maar hier inskuif dat julle voor die kansel is, dat die mense julle mooi kan sien. Moenie wegkryk nie, dit help nie. As hiervoor is, so. Kom ons staan saam en loof die Here. As elkeen van die jongens is wie gekry het, kan die voorskoolse groepie saam met Tannie Linda gaan. Finale, so baie dankie daarvoor. Ons het hulle nie op die kamp dit geleer nie. Hulle het mekaar dit nogal redelik gewys nadat hulle die keer op wat die kerk geoefen het en dit het nogal lekker by my gebly in die week. Ons skriflesing vanoggend kom uit Lukas hoofstuk 15 vanaf vers 1 tot vers 10. As daar nog van die voorskoolse groepies, is julle welkom saam met Tannie Linda te gaan, dit is altyd lekker daar. Ons skriflesing vanoggend is uit Lukas 15 van vers 1 tot vers 10 en Matteus 18 vers 15 en 17. Ons volg met hierdie redelik die meesloosste teks. Die ene is wel 'n interessante ene, want maandagooggende is dit normaalweg ontbyt en oefen en dan eers kyk na die tekste. Hierdie week is dit ontbyt, tekste kyk en ek dink aan die kamp waar Matteus 18 se teks met hulle gedoen is. En dit het heeltyd in my kop gebly tot ek hom neergeskryf het en toe
kan ek aangaan met die week en beplanning. So dit het nogal vir my redelik aan mekaar gehaak en interessant genoeg volg die gedeelte wat ons in Matteus gaan lees op dieselfde gedeelte wat in Matteus is as wat ons in Lukas lees. Dit lyk asof almal die teks het. Kom ons neem 'n oomblik en word saam voor die Here stil. Hemel Vader, dankie vir die genade en die liefde, die goedheid en die guns. Dankie dat U elke oomblik van elke dag met ons is. En ons kan weet, ons is nie alleen, maar dat U altyd by ons is. Dankie dat ons, soos die kinderliedjies sê, nie altyd net ernstig hoef te wees nie, maar soms ook net kan smaak. Dankie dat U genade vir ons genoeg is. Kom wees asseblief vanoggend hier met ons, wanneer ons nou uit die woord uit lees. Mag dit wat ons hier lees, in ons harte, in ons gedagtes en in ons lewens sigbaar is. Here, ons vra hierdie dinge nie uit verdienste nie, maar alleenlik deur die genade. Amen. Matteus 15 vanaf vers 1. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê: "Hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle." Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis: "Sê nou, een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Laat hy die 99 in die veld staan en gaan agter die een wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly. Hy tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en sy bure bymekaar en sê vir hulle: Wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was, weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en die bekering nodig het. Op watter vrou wat 10 silwermuntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vier die huis uit en gaan sorgvuldig totdat sy dit kry. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê: Wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het weer gekry. Ek sê vir julle, net soos daar blydskap onder die engele van die Here oor een sondaar wat hom bekeer. Matteus 18 van vers 15. As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar jy aan een kant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggedring. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van 2 of 3 getuies bevestig kan word. En as hy na jou nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. Tot daar sit ons skriflesing vanoggend. Vir wat dit werd is, die Matteus teks is waar kerklike tug in die gereformeerde kerke gebaseer is. Want die gedagte was nog altyd met tug, nie ons gaan jou bykom nie, maar kom terug na ons toe. Dis waarom het sê, as iemand iets verkeerd doen, gaan praat met hulle. Maar as ook nou my ding, as jy vir iemand van hierbo af sê, aangejaag, moeilikheid. Hulle gaan bietjie kwaai wees, dis dieselfde as jy tussen 'n groep vriende vir iemand sê, jou taalgebruik staan my nie aan. En dan gaan hulle dalk 'n bietjie langer daarmee aanhou as wat anders is die geval sou wees. Terwyl as jy net so klein bietjie weg van die groepie af gaan en sê, "Ai, wat jy sê, sorry." Dan gaan dit eers na, as dit nie werk nie, vat nog 1 of 2, want die persoon kan dalk wonder, is jy op koers of nie? En as dit nie werk nie, dan sê jy vir die gemeente, hoekom sê ons vir die gemeente goeders? Ons hier staan Sondag vir Sondag daar en kondig af. Ons vra voorbidding vir. As dit vir die gemeente gesê was die gedagte, ons bid vir die persoon. Ons sê nie noodwendig hoekom nie, maar ons doen voorbidding. In die meeste gevalle as ons hier vir iemand bid, is dit omdat hulle vir operasie gaan, deur 'n swaar tyd is of iets soortgelyk, maar deur die geskiedenis was daar al gevalle, die persoon sukkel met sonde, so ons bid vir hulle. En as dit nie werk nie, dan hanteer mense hulle soos heiden. Nou, dit klink verskriklik, want dit klink ons jaag hulle weg, maar die vroeë kerk se hantering van heidene was, ons moet hulle bekeer.
Ons wil hulle inkry, ons wil hulle nader. En ons kry hier so 'n gedeelte, myne teken maar aansit, waar Jesus met Fariseërs praat en hy werk met 'n gelykenis. Nou, ons het al baie keer in hierdie kerkgebou en in elke ander kerkgebou in die land en wêreld gepraat van gelykenis of in Engels 'n parable. En ek het die pret gehad om die naweek vir die finalejaars te vra wat 'n gelykenis is. En hulle antwoorde was insiggewend en baie interessant en redelik op die regte lyn, maar gee my die idee gelykenisse word nie in Afrikaans geleer nie. As 'n taalkundige verskynsel nie, want 'n gelykenis is 'n storie wat vertel word om 'n impak te hê. Dit is 'n tipe beeldspraak wat gebruik word om vir mense 'n moeilike konsep makliker te maak. Een van die kinders het dit nogal verduidelik op 'n manier wat baie oulik is. Jy stel jouself gelyk. En dis wat baie keer in die gelykenis moet gebeur. Jy kyk na die karakters wat daar is, en dan kyk jy nou, as ek die ene was, wat sou ek doen? As ek daai ene was, hoe sou ek dan opgetree? En Jesus gebruik dit juis omdat dit mens laat dink en mense laat wonder het, want as jy vir iemand preek, dan werk dit baie makliker om hulle die dink te kry as om vir hulle te sê, dis hoe jy moet dink. Die meeste van ons is mos nogal Afrikaanse mense met 'n Afrikaanse geskiedenis van 'n klein bietjie hardkoppigheid. Suid-Afrika is mos gesettel deur mense wat elders kwaai was en hiernatoe gekom het om 'n beter toekoms te maak en nie vanweë ons rustige geaardheid nie. En in hierdie gedeelte begin dit met die Fariseërs wat Jesus oor 'n ding aanvat. Want Jesus tree nie soos hulle op nie, want hulle probeer vir mense leer hoe om te wees, hoe om te werk, wat om te doen, en hulle manier is om te sê, sondaars skaam julle, wees soos ons. Hulle leef 'n heilige lewe, bly weg van mense wat verkeerd doen, en vermy hulle teen alle koste, want dit behoort mense te inspireer om soos hulle te wees. En Jesus kom en bring God se woord, en as die sondaars naby kom, dan sê nie vir hulle, julle ouens is onrein, gaan staan daar agter in die hoekie of gaan weg nie. Hy sê, kom, hy gaan eet tot by hulle, wat hom dalk onrein kan maak en 'n ongemaklike situasie kan wees. En dit is vir hulle verskriklik problematies, want dit gaan heeltemal teenoor hulle optree. Nou, dit is nie net die Fariseërs van daai tyd wat dit gedoen het nie. Ek het 'n kerkregdosent gehad wat toe ons begin het met kerkreg vir ons verduidelik het, as jy in enige gemeente kom, kry soveel as moontlik van die kerkraad se notules en lees dit deur sodat jy kan uitvind wat die gemeente gedoen het, wat die besluite was en watter opsies daar was. Want hy het in 'n klein plattelandse gemeentetjie begin, aangename mense met goeie goeders, en hy begin so op 'n dag hulle argief deurgaan. Ek dink dit was in 1880, is daar 'n tugsaak gewees wat hy gelees het. Want 'n paartjie wou doop, maar daar was 'n klein probleempie gewees. Die man en vrou was net oor die 8 maande, nog nie 9 maande getroud nie, en toe is die baba daar. So toe is daar nou die vraag, is hierdie kind buite die eg of binne die eg? Was daai trouring klaar op, of was die trouring nog nie op nie, want dan kan daar dadelik net gedoop word, of ons moet bietjie tug eers toepas. En die meisie verduidelik toe, in Nederlands wat ek nie gaan probeer namaak nie. Sy het beeste gemelk, en die melkemmer was baie swaar, die roomkan wat sy daarna moes dra was ook baie swaar, toe kom die baba vroeg. En toe besluit die kerkraad van daai tyd, ja, 8 en 'n bietjie maande swanger vrou dra swaar goed. Nee, dit gaan nie gebeur nie. Julle het stout gewees voordat julle mag. Die deel net nog nie gesê julle is getroud nie, so julle gaan eers 'n bietjie onder tug wees. En dit was 'n voorbeeld van wat mens eintlik nie veronderstel is om te doen nie, want as jy 'n paartjie wat besonder leef wil
kry om die regte ding te doen, wil jy hulle betrou. So as jy hulle onder tug wil plaas, dan plaas jy hulle nou daar so onder tug vir die feit dat hulle die regte ding wil doen. So, sies vir julle doen wat julle veronderstel is om te nadat julle gedoen het wat verkeerd is. Oeps. En dis presies wat die Fariseërs in daai tyd se probleem was. Hulle het ouens probeer straf wat die regte ding eintlik wou doen. En Jesus antwoord, hoekom spandeer jy tyd met sondaars? Hoekom tree jy nie soos hulle op nie? Kom in 3 verskillende gelykenisse voor. Die gelykenis van die verlore skaap, die gelykenis van die verlore minste, en daarna die gelykenis van die verlore seun. Jesus gebruik 3 verskillende gelykenisse om presies dieselfde boodskap by mense in te skerp en oor te dra, sodat enige iemand wat dit hoor sal verstaan wat die hart en gedagte daarvan is. Want Jesus wil hê hierdie Fariseërs moet weet wat God eintlik wil hê mense moet doen, sodat hulle ook so kan optree. En dit begin met die gelykenis van die verlore skaap. En dit is in 'n sin 'n redelik vreemde ene, want hierdie boer het 100 skape, 1 raak weg en hier los hy 99 net daar en hy gaan agter die een wat weg is. Nou wat as daai 99 ook begin wegloop? Dan sit jy met moeilikheid. Wat as hulle iets oorkom? Dan is daar 'n groot probleem. En as jy jouself iewers in die verhaal wil sit, dan sou die Fariseërs hulle self eintlik in die rol van die skape wou sit, want nee, ons bly net hier. Maar ek weet nie van julle nie, ek hou nie daarvan om te dink aan myself as 'n skaap nie. So as jy mens jouself nou in die plek van die herder wil sit, dan sit daar daai ander kwessie. Ek het 100 gehad, ek het nou 99, as ek hierdie een nou los, dan het ek 1 minder by. As ek 'n volgende keer nog 1 los, het ek oor jare wat nie regtig meer 'n kudde nie, so dan kan ek myself nie meer 'n herder of 'n boer noem nie, want daai oefening gaan glad nie werk nie. So dit maak heeltemal sin dat hierdie herder agter die skape gaan aangaan en hulle gaan soek. Ek weet nie of dit hier so werk nie, maar onder 'n paar pelle vir my in die Vrystaat het ek 'n baie aardige ding agtergekom met hulle skape. Hulle praat met die goed. En dis die manier hoe hulle die skape en bokke nader kry, hulle roep hulle en hulle kom. Maar van kleins af begin hulle met die goed werk en hulle leer ken die stem en hulle bou 'n verhouding op. En met hierdie ding sê Jesus ook vir die Fariseërs en elkeen wat dit gehoor het, dat God is soos 'n herder wat 'n verhouding met sy skape het. En 'n verhouding werk net solank as wat mens doen wat jy veronderstel is om te doen. Die herder se rol is, hy moet die skape veilig hou en hulle moet weet, as daar moeilikheid is, gaan hulle weer op koers. Psalm 23, as jy die ou vertaling gaan lees, sê, die staf en die stok beskerm en lei my. En dis vir 'n eenvoudige rede, 'n herderstaf het so 'n snaakse krom ding aangehaal. En dis vir 'n baie eenvoudige ding. My oupa het ook met skape geboer en gesê, hulle gaan sit in die oggend in 'n kring en besluit wie loop weg of vrek vanoggend. En jy het nodig gehad om hulle soms uit gate te gaan sleep en weer terug op koers te kry. So een van die herders se primêre take was, as die skape in die gat val, dan haal jy hulle uit of jy trek hulle terug op koers, maar jy beskerm hulle ook. So Jesus sê hier vir die Fariseërs, hulle wat gelowiges is, hulle wat leiers is, se rol is daar om te sien dat dit wat God hulle toevertrou het. Hulle moet ook die wat verlore is gaan vind. Hulle kan nou nie net sê, okay, ons het daar 99, so okay, ons sal aangaan. Dis nie 'n krisis nie, dis nie 'n probleem nie. 99 is amper 100, amper 'n volgetal. Is fine. Direk daarna kom die gelykenis van die verlore muntstuk. En dit het 2 verskillende kante, een wat interpretasie is wat ons nie heeltemal oorseker is nie, maar al die argeologiese en wiskundige feite sê vir ons, dit is heeltemal moontlik die geval. Nou in die Midde-Ooste was dit baie keer gebruik, dat as jy vir 'n vroutjie wil vra om te trou, moes jy vir haar 'n geskenk gee. En dit moes iets werd wees om te wys jy kan sorg. In Engels praat hulle van 'n dowry. Jy gee dit om te sê, hier is 'n bewyse dat ek vir jou iets gee. Een van die algemene gebruike was
om 'n kopstuk wat gedra kon word met 10 silwer muntstukke te gee. Nou, elkeen van daai muntstukke is so 'n dagloon gewees. So 10 van hulle is 1/3 van 'n maand se salaris. So dis nogal 'n redelike aantal geld om vir iemand te gee. Dis nou baie naby aan die verloofringe wat mens vandag koop wat wys al jaag ek aan, jy kan hom verkoop en daarom 'n paar rand te hê om aan te gaan en weer op jou voete te kom. So as 'n vrou een van daai muntstukke verloor het, is daar 2 probleme gewees daar. Aan die een kant, haar kopstuks nou nie meer heel nie en dan kan dit gesien word as sy beskou hierdie verhouding en verloving nie as belangrik nie, soos 'n skande. Aan die ander kant, is 10 dae se geld. Daar's baie min mense wat kan sê, as ek my salaris in 30 deel, kan ek het deel daarvan 'n dag sin vat en kan dit maar weggooi, maak nie saak nie. Meeste sal nogal bekommerd wees as daar ewe skielik paar honderd of 'n paar duisend uit mense rekening uit verdwyn. Jy gaan dadelik begin soek en uitvind wat op dese aarde is hier aan die gang. En Jesus stel dit om tyd met sondaars te spandeer, soos om van jou skat, van jou waarde, van jou sekerheid te gaan soek. Jesus sê, dit is deel van die taak. Soos 'n vrou wat nie in die moeilikheid wil kom, want daar's iets weg of 'n man wat die verloofring gekoop het, om in die broeksak gesit het en die broek hier die was gesit het, en nou wonder waar op dese aarde daai ring is en dit alles wat hulle is, dit gaan soek. So gaan soek mens verlore siele. En Jesus kom verander die hele manier hoe daar gedink is aan geloof. Want tot op hierdie punt deur al die eeue was die hantering van die meerderheid Jode gewees om mense tot bekering te bring. Ons is hier, ons bring ons kant, julle kan ons toe kom en as julle nice met ons is, sal ons julle wys wat moet gebeur. En Jesus kom herinner hier dat elke nuwe persoon op aarde waardevol en kosbaar is. Want ons weet Genesis kom vertel van ons dat God ons almal gemaak het en elke nuwe een van ons is kinders van God. En ons sal nie baie maklik sê, wel, ek het 2 of 3 kinders, een wat wegraak, dis nie so groot kies, daar is daarom extras. En dis 'n stoute manier hoe Jesus werk, en dis hoe baie van sy gelykenisse is. Dis half stout, want nou sit jy jouself in die oogpunt van die persoon wat daar is, en jy besef, ek kan niets hieroor sê nie, want ek gaan belaglik lyk. So Jesus kom sê hier vir die fariseërs, hulle mis die punt. Dis nie hoe dit veronderstel is om te werk nie. En op 'n ander plek in Markus, dan sê Jesus waarom hy gekom het. Hy sê, soos 'n dokter daar is om siek mense te help gesond maak, het hy gekom vir sondaars, om hulle terug na die Here toe te bring. En dit is een van die rolle van geloof. Dit is nie net vir gesonde mense nie, dit is soos 'n kerk. Die absolute ideaal sou wees is almal wat hier vanoggend sit, en die dominee wat hier staan, se lewens perfek is, geen sonde doen, en ons wonderlike, fantastiese mense is. Ek weet nie van julle nie, maar 'n paar keer hierdie week het ek die geleentheid gehad om berou te hê en vergifnis vir die Here te vra vir wat deur my gedagtes gegaan het, of veral as ek in die dorp ry, en niemand jaag voor mense in, dan kan jy regtig die geleentheid om genade te betoon, om eerlik te wees, op pad terug van die kamp af, het ek 'n fantastiese geleentheid vir berou gehad. Want ek het al so 'n paar keer mos gesê, mens moet versigtig wees as jy vroeg wil toe ry, want so lekker as wat dit is om so te reis, as wat sonde lekker is daar 'n kamera daar. En Sondagoggend, daar by 007, toe staan ons verkeersdepartement sit daar. En toe sit ek in die kar met 2 finalejaars, en die geleentheid om die regte ding te doen, of my toys uit die kot uit te gooi. So ja, toe die tannie kom sê, "Sir, I bring you a bill." Was dit maar, het jy 'n kaartmasjien? Staan op en gaan betaal. Ons is gebroke mense wat foute maak, wat aanjaag, wat sondig en nie perfek is. Jesus kom herinner die fariseërs en ook elkeen van ons wat lewe, dat ons nie so goed is dat ons kan sê, "Ha, kryf jy."
Ons het elkeen ook ons eie foute, ons eie probleme. En ja, ons kan sê, ek het berou gehad, ek het reggemaak, maar dit verander nie wat die doel van kerk is. Dit is veronderstel om 'n plek te wees waar verlore siele, mense sonder hoop, mense wat sukkel met hulle sonde, by mekaar kom en die Here kan loof en eer en sê, help my. In die Bybel kry mens wel goeie voorbeelde van mense wat optree soos die Fariseërs, ouens wat vir mense sê, jy jaag aan, jy sondig, en ons gaan jou daarvoor in die kop slaan. Een van die bekendste voorbeelde daarvan is in die boek Job. Daar's iemand wat in die troonkamer van die Here ingaan en vir hom sê, daai Job van jou, hy doen nou goed, maar dis net omdat dit met hom goed gaan. Hy word aangekla en aangevat. Die probleem is met wie dit is. Jou wat dit doen, is ongelukkig die duiwel. En ons as gelowiges het 'n keuse oor wie ons volg, wie ons aanbid, wie se voorbeeld ons nastreef. Oor die algemeen sou ek sê, 'n Christen se taak is nie om soos die duiwel te wees nie. Ons taak is om soos Jesus te wees. Daar's 'n grappie wat gemaak word van 'n ou oom wat met 'n jong ouetjie gesels, omdat hy dink die ouetjie is lui, en hy sê vir hom, jy moet in gedagte hou, die duiwel rus nooit nie. Hy werk altyd verskriklik hard op soek na mense om te verslind. Toe sê jong ouetjie vir hom, dis waar, maar God sê vir ons, die 7de dag moet jy rus. En oom, ek wil nie snaaks wees nie, maar as ek moet kies of ek soos God moet wees of soos die duiwel, gaan ek maar eerder kies om soos God te wees. Jesus gelykenisse dwing ons om te kyk, na wie se voorbeeld volg ons, soos wie is ons? Volg ons die voorbeeld van Jesus, wat nie vir enige sondaar gesê het wat jy doen is reg, maar wat almal met deernis, liefde en omgee hanteer het. Wat sondaars opgetel het, nader gebring het en hulle veilig laat voel het, en dan vir hulle gesê het, moenie verder sondig. Of wil ons optree soos die duiwel wat aankla, vernietig, veroordeel. In die Nuwe Testament is daar verskriklik baie tekste wat vir ons sê, ons moet nie oordeel, dis God se plek. En Jesus spandeer 3 gelykenisse direk na mekaar om ons te kom herinner, dat ons taak hier op aarde is, om in hierdie wêreld uit te gaan, verlore siele te soek en terug te bring na die Here. Ons word genooi om soos Jesus te wees en op te tree op die manier wat hy is. En dit is nie 'n kwessie van, as ons dit nie doen, gaan die duiwel die geveg wen en dan is die aarde verlore nie. Toe Jesus aan die kruis sterf en die sondes vir almal betaal, is die duiwel oorwin. Hy het klaar verloor. Ons kan kies om aan die verlore kant te wees, of ons kan kies om aan die wenkant te wees. Die waar Jesus is. Ons word keer op keer die Bybel genooi om die groot gebod na te kom, die hele wet te vervul, deur mekaar so lief te hê soos onsself. En dis eenvoudige woorde, dis maklik om te sê, maar dis waarskynlik een van die moeilikste goedes wat 'n mens kan doen. Want wanneer daar voorbeeld van die boete gebruik, Gerda Marie kry 'n SMS van Merafong af, sy het 'n boete. Ek terg al verskriklik lekker daaroor, want haha, jy's gevang. Tot ons die foto oopmaak. Dis dit haar kar, maar ek agter die stuur. En dit het veroorsaak dat ek nou nie in liefde optree. Dus ek in die verleentheid en die moeilikheid. Dis wat elke keer gebeur wat mens kies om nie in liefde op te tree. Elke keer wat mens kies om die verkeerde ding te doen, hoe na ons natuur dit ook mag wees, dan veroorsaak dit ons skaam is. Dan veroorsaak dit ons nie verleentheid is. Maar as ons die moeiliker besluit maak en liefde kies, omgee kies, en kies om Jesus se voorbeeld hier op aarde na te streef, dan verander ons hierdie wêreld op 'n positiewe en mooi manier. Vir die finale jaar het die kamp ook gesê, as jy weer in 'n restaurant kom, voor jy dit eet, maak 'n punt daarvan om sigbaar te bid en kyk wat gebeur. As 'n spul mense wat net daagliks sal eet as die kos daar kom, want hulle skaam. Maar as een tafel, handjies by mekaar sit en bid, woep,
ewe skieliks almal bereid om te neem. Want ons goeie voorbeeld motiveer baie meer as enige ander ding wat ons kan doen. So kom ons neem vir 'n goeie tyd. Vra die Here om ons te help, om soos hy te wees, en sy voorbeeld na te streef en te leef. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat U genade vir ons genoeg is. Here, help ons asseblief om dieselfde deernis met ander mense te hê, as wat ons eintlik met mekaar moet hê. Here, vergeef ons vir elke keer wat ons in oordeel, soos die Fariseërs vasval, wat ons nie U kinders is, en nie U voorbeeld nastreef, maar die van die duiwel. Here, help ons om dieselfde genade en liefde aan ander te betoon, wat ons graag wil hê, aan ons betoon moet word. Here, help ons asseblief om hierdie wêreld te kom verander, deur uit te gaan. Here, daar waar U ons geplaas het, U liefde, U genade, en U goedheid so uit te leef, dat ander nie anders kan, as om ons goed na te streef. Here, dankie dat U onder ons kom woon, nie net aarde toe gekom het en ons plek gesterf het en weer gegaan het nie, maar vir 3 jaar onder ons kom woon het, en vir ons kom wys het, hoe om te leef, hoe om op te tree, en hoe om die siklusse van haat, geweld, pyn hier op aarde te stop. Here, help ons asseblief, om daagliks die moeilike besluit te maak, om anders as hierdie wêreld te wees, en meer soos U te word. Here, gee ons die krag en moed om dit te kan doen, want sonder U is dit vir ons onmoontlik. Sonder U val ons net soveel kere weer in ons ou patrone. Help ons asseblief daarom, om die mense te wees en te doen, wat U graag wil hê ons moet wees. Here, ons vra hierdie dinge, nie omdat ons dit verdien, maar alleenlik deur die genade. Amen. Daar is nou 'n geleentheid waar ons hier ook kan eer met ons dank.
ons het waarskynlik opgemerk, die kante van die kerk is bietjie skoner en leer as wat dit was. Die Paasfees en ander versierings is afgehaal. Daar is 'n bank net hier buite aan die regterkant van die kruise wat oor is. Jy sou baie welkom wees om vir jouself een te vat. As jy dit nie vat nie, gaan hulle in 'n asblik balans. As iemand 'n kruis wou hê wat van daai boom was gemaak is, kry asseblief vir jou, jy kan hom enige plek wat mooi is opsit, baie welkom daartoe. Ons slotlied, moet ek waarsku, is een wat ons 'n keer wat al gesing het, maar dis die eerste keer wat ons hom met instrumente doen. Ek het 'n bietjie kort kennis vir ons musiekouens gevra om dit asseblief te probeer, so hê baie genade met hulle daarin asseblief. Kom ons staan saam en loof die Here. Lord,
van God ons Vader en die saamwees van die Heilige Gees ons lei, ons dra en ons beskerm, nou maar ook tot in ewigheid. Amen.